Hoe kon jy dit aan my doen? Na alles wat ek vir jou gedoen het en alles wat deur ons is, breek jy my net soos dit. Ek haat jou. Ek haat jou met alles in my. Ek sal jou terugkry eendag. Praat ons nie baie keer so met iemand wat ons seer gemaak het nie. Goeiedag almal, ek is jou host Carlo Jacobs en welkom by die eerste episode van die Vlam van Vreugde podcast. Vandag gaan ons praat oor wraak teen ons vyande. Daar is geen tyd verwag nie. So kom ons begin met die episode. Daar sy, die dag het aangebreek, 27 April 2025 en die Vlam van Vreugde podcast kry sy eerste episode vandag. En welkom by die eerste episode, regtig baie welkom. Ek weet ek het dit al gesê, maar ek sê dit maar net weer. Welkom by die eerste episode van die Vlam van Vreugde podcast. Ek is baie bly om julle hierso te hê en ek hoop dat julle deur hierdie podcast regtig 'n les sal leer en dat ons saam die Bybel kan bestudeer en dat ons saam ons verhouding met die Here Jesus Christus kan versterk. Regtig baie dankie vir alles. Ok, so wraak teen ons vyande. Dit is nou die tema vir vandag se episode. So baie kere as mense ons seermaak of iets, dan het ons 'n neiging baie kere om hulle te haat. Ons dink ons wil revenge teen hulle kry, soos wat die Engels dit sal sê. Ons wil wraak, ons wil hê hulle moet doodgaan, of ons wil hê hulle moet seer kry, of ons wil hulle self baie keer terugkry. Maar is dit regtig wat die Here van ons wil hê? Kom ons maak ons Bybels oop, Romeine 12, vers 17 tot 21. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So daarin is dit vir ons duidelik. Ons hoef nie revenge of wraak teen iemand te hê nie, want die Here sal dit eendag doen. Die Here sal eendag die judge wees. Ja, mense sal ons baie keer seermaak. Dit nie baie keer nie, hulle sal. Jy weet, dit sal gebeur, dit is ons menslike natuur om mekaar seer te maak en nie almal sal van jou hou nie. Glo dit of nie, aanvaar dit of nie. Nie almal sal van jou hou nie. Ek weet baie keer wil ons hê die mense moet van ons hou en ons wil invoel, in aanhalingstekens, as ek het regtig so kan sê. Ons wil invoel by sekere mense. Maar hulle gaan nie altyd van jou hou nie. En baie keer sal ons iets verkeerd aan hulle doen, en dan sal hulle ons haat vir dit. Of baie keer dan doen ons niks verkeerd nie, maar hulle maak goed op en dan haat hulle ons vir dit, net sodat hulle ons vriendskap of die band tussen ons kan breek. En dit gebeur regtig. Ek sien dit by die skool dagliks, waar daar so baie drama aan die gang is, en dan hierdie persoon hou glad nie van hierdie persoon nie, en daai persoon haat daai persoon, en hierdie persoon wil daai ene slaan, en it happens. Dis hoe dit gaan wees. Maar ons moet plek gee vir die Here. Die Here sal eendag die judge wees. Ek wil gou vir julle daai stelle stukkie, maar net vers 19, wil ek graag vir julle lees in die New King James Version. So dis Romeine 12 vers 19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Nou wow, ek dink dit is omtrent die enigste vers wat ek meer van hou in die Engels, want daai gedeelte vengeance is mine, says the Lord. Dit is fantasties. Die Here sal eendag oordeel. Ons hoef nie ander mense te oordeel of revenge teen hulle te soek nie, want die Here sal eendag. Kom ons lees in Matteus 23 vers 27 tot 28. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerlei onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense, wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsheid en ongeregtigheid. Nou hierso, dit is waar Jesus met die fariseërs gepraat het en die skrifgeleerdes, en toe ek die gelees het, toe laat het my net besef dat, al hou ons nie van iemand nie,
of al doen die persoon dan verkeerde goed, ons moet nog steeds vir hulle sê, dat hoorie wat julle doen is verkeerd. Ons hoef nie 'n masker nou aan te sit, en te maak asof ons van hulle hou nie. Kom ons sê hulle doen dalk die verkeerde ding, of iets, of hulle, kom ons gebruik die voorbeeld van, hulle wil partytjie toe gaan en gaan rook. En nou, ek persoonlik hou nou nie van hierdie persoon nie, en ek sê vir hom, nee, hoorie jy moenie gaan rook en drink, dis verkeerd. Dan gaan hy mos nou kwaad wees vir my, né? Maar ek hoef nie 'n masker aan te sit en te wees soos, nee, dis okay, jy kan maar gaan, dis alright, ek is bietjie besig, so ek sal dalk volgende keer kom. Nee, sê vir die persoon, hoor hierso, dit is verkeerd. Ons hoef nie 'n masker aan te sit en te maak of ons van iemand hou nie. Ja, ons gaan nie altyd van almal hou nie, maar ons moenie dan maak of ons van hulle hou nie. As hulle iets verkeerd doen, moet ons nog steeds vir hulle reg help. En ja, dit is nie ons werk om vir mense na die Here te kry nie, dis die Heilige Gees se werk. Wat ons moet doen, is ons moet getuig. Ons moet nie oortuig nie, maar ons moet getuig. Ons getuig van die Here vir ander mense, en ons vertel hulle dat wat hulle doen is verkeerd, maar daarso is hoop in Jesus Christus. En as hulle dit aanvaar, en van daar af hulle lewe verander, en die Here kom en werk in hulle lewens, dan is dit great. Maar as hulle besluit om nie te luister nie, dan is dit hulle saak. Maar is nie ons werk om vir hulle te probeer oortuig, dat hulle moet nou hierdie doen of daai doen nie. Los dit vir die Heilige Gees. Ons moet net getuig, en laat die Heilige Gees die res van die werk doen. Maar as ons kyk na die term nou vyand, dis nou iemand wat jy ons nou haat met alles in jou, is dit nie so nie, is iemand wie jy soveel wraak en revenge teen wil hê en als, en jy wil hom terugkry orals, maak nie saak nie, hulle het jou dalk seer gemaak en jy wil hulle terugkry, dis hoe dit is. Maar in my opinie, as ek nou gevra word oor dit, sal ek sê dit is nie die moeite werd om mense as jou vyand te hê nie. Want in Efesiërs 6 vers 12 sê dit, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So in my opinie, Satan is die vyand. Ek hoef nie enige ander persoon my vyand te maak. Dit is 'n mors van tyd, dis 'n mors van energie, want as daai persoon nou my vyand is, en ek probeer daai persoon terugkry, dan is dit net 'n mors van tyd. Ek gaan my asem mors, daar gaan te veel onnodige drama geskep word, en dit is net alles onnodig. Ek moet nie fokus op wat ander mense doen nie. As hulle my seer maak, dan maak hulle my maar seer. Jy weet, dit is nie lekker nie, ja, en partykeer dan ek ook, dan wens ek ook sekere mense, hulle word teruggekry, as ek het so kan sê, hulle word, weet nie, iets in dit, jy weet, soos, wens ook hulle suffer 'n bietjie, jy weet, ek is ook so, en dis ook hierdie woord is vir my ook, maar wat ons moet doen is, ons moet nie dit doen nie, ons moet nie vyand van mense maak nie, die Satan moet vir ons, die duivel, hy is die vyand, en ons worstel nie met vlees en bloed nie, maar teen die geestes en die owerhede. Ons is in 'n geestelike oorlog. So ons moenie in 'n oorlog met mense fisies wees nie. Ons moet fokus om ons verhouding met die Here Jesus Christus reg te kry, sodat ons die geestelike oorlog kan veg en ons wapenrusting van God elke dag aantrek, sodat ons 'n geestelike oorlog kan veg. So as jy my sal vra, hoor hierso, dink jy dis goed om vyande te hê? Ek sal sê nee, los dit eerder. Ek sê nie, moet van almal hou nie, dis glad nie wat ek sê nie. Soos ek nou al gesê het, moenie net 'n masker aan sit en maak vir 'n persoon laakie. Dis 100%. Maar jy moet ook nie probeer inwees by die mense wat verkeerd doen nie. Maar ja, die tema is wraak, so ek gaan 'n bietjie van die topic af, maar dit is okay. As die Here lei, dan laat dit so wees. Baie keer baie van ons dink dat ons vyande of die mense van wie ons hou nie, gaan altyd buite mense wees. Dit gaan nie binne in ons familie wees nie, soos dit is miskien net mense van 'n ander klas of mense van 'n ander land of nou nie noodwendig 'n ander land nie, maar mense van 'n ander huishouding. Mens dink jy baie keer dit kan in jou eie huishouding wees nie. Kom ek lees vir julle in die Bybel. Maak oop op Matteus 10 vers 34 tot 36. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder,
en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Nou hierso is die ding, partykeer die mense wat die naaste aan ons is, kan partykeer ons die meeste seermaak. En daarso is maar skeiding, daar's 'n verskil tussen die gesinslede. Ek meen, ek kan in my eie gesin sien, hoe daar so baie verskille kan wees. Hierdie persoon gaan soontoe en daai persoon gaan soontoe. En partykeer beklei ons, en dis hoe dit is. Partykeer in sommige gevalle is mense pa, dalk miskien jou grootste vyand wat jy het amper, of jou neefie of wie ook al. Partykeer kan hulle ook jou vyand wees. Dis nie altyd net die mense van daar ver buite nie. Dis ook nie net altyd jou vriende wat jy miskien sal seermaak nie, maar juist partykeer binne in jou familie. Wat die seerste maak is, partykeer is daar daai een persoon wie jy so close aan is, wie so goed vir jou is, en jy dink dat hulle sal jou nooit seermaak nie, maar op die einde van die dag is daai persoon die een wie jou hart in stukke inbreek. Soos ek dink nou aan vorige verhoudings wat ek al in die verlede gehad het. Ek dink ook aan bekleierery wat ons al hierso in die gesin gehad het. Ek dink aan vriende wat ek verloor het en als omdat daar fights was en goed. En dan as daai een persoon my seermaak, dan wil ek hom terug seermaak. En kind van God, laat ek vir jou sê, dis nie wat die Here van ons verwag nie. Ons moenie probeer iemand anders seermaak net omdat hulle ons seer gemaak het nie. Dit is nie die moeite werd nie. Want die Here sal eendag oordeel. Die Here, hy sal eendag self voor die Here staan en sê hoekom hy daai gedoen het. Hoekom het hy jou so seer gemaak waar dit eintlik onnodig was. Wat ons moet doen is, ons moet net die waarheid verkondig. En die woord van God verkondig. En as jy dit begin doen en jy het jou hart vir die Here gegee en daar sekere vriende wat jy nou los, net omdat jy nie meer saam met hulle wil gaan jol en gaan drink of wat ook al nie, dan laat dit maar so wees. Ja, dit sal dalk miskien nie lekker wees nie, maar dis hoe dit sal wees. Nadat ek my hart vir die Here gegee het, het ek een vriend wat baie naby in my was, eintlik soos 'n broer, kan 'n mens amper sê, het ek verloor. Want ons het baie dinge saam gedoen en toe ek my hart vir die Here gegee het, toe wil ek nie meer al die slegte goed saam met hom doen nie, en toe verloor ek hom op die einde van die dag. En hy het alles probeer om my seer te maak en alsin. Hy het. Maar op die einde van die dag, dan gaan ek nie nou probeer om hom nou te spite of wat ook al nie. Ek bid maar net vir hom nog steeds, en dis wat ons moet doen. Ons moet bid vir ons vyande. Jesus het daar so gesê, dat ons moet brood gee vir die wat honger is, al is daai persoon ons vyand. Want as ons liefde aan iemand anders bewys, die kans is groot dat hulle liefde terug aan jou sal bewys. Partykeer nie, maar as jy nie doen nie, dan maak dit nie saak nie, want jy weet, jy het die wil van God gedoen. So wat ook al daai persoon van jou dink, het maak nie saak nie. So kom ons almal probeer om van vandag af vrede te maak tussen ons vyande. Kom ons probeer om van vandag af te probeer om nie meer kwaad vir ander te wees en hulle te probeer terugkry nie. Ja, dit is normaal, ons gaan kwaad word, dit is ons menslike emosies, maar kom ons probeer om nie te sondig dan nie. Kom ons vergewe die mense wat ons seer gemaak het. Kom ons bid vir hulle, en kom ons gaan aan met ons lewe, ons fokus op ons verhouding met die Here Jesus Christus, en ons fokus dat ons lewe reg is, sodat ons eendag saam met hom in die ewige lewe kan ingaan. Kom ons fokus eerder op dit, as wat ons fokus op hierdie alledaagse drama wat tussen ons en ons vriende, of wie ook al aangaan. Maar kom ons wees ook nie bang om ons vyande reg te help nie. Al is dit 'n persoon wie ons nie van hou nie, kom ons probeer hulle ook by die Here te kry. Want dit is wat die Here Jesus Christus van ons verwag. So kom ons probeer ons bes om te doen wat Jesus sou gedoen het. Dis draai die what would Jesus do bandjies. Maar doen ons altyd wat Jesus sou gedoen het? Nee, absoluut nie. Want ons is mense, ons kan nie eers naby aan die vlak van God kom nie. Maar ons kan ons best probeer om te leef soos Jesus leef. En wat sou Jesus gedoen het? Hy sou beslis nie sy vyande dood wou gehad het nie. Want toe
die soldate, die Romeinse soldate en almal hom aan die kruis vasgeslaan het en hulle het hom geslaan, die mense wat hom gespot het, sy baard uitgeruk het en als, het hy nog steeds aan die kruis gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het nie gegaan en gesê, Vader bestraf hulle, maak hulle sommer nou frekkie on the spot of wat ook al nie. Jesus het gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is wat ons moet ook doen. Ons ook moet doen. Kom ons vergewe ons vyande en probeer om nie teen hulle wraak te wil neem nie. En daar sy, die eerste episode van die Vlam van Vreugde podcast is nou officially available en die boodskap is nou oorgelewer. Baie dankie dat julle geluister het, maar eers voordat julle gaan, kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here my God, baie dankie dat die eerste episode van die Vlam van Vreugde podcast nou uitgestuur kon word, Here, en baie dankie dat ons dit kan doen, Here. Dankie dat U die geleentheid vir ons bied in die software om hierdie podcast 'n moontlikheid en 'n realiteit te kan maak, Here. En Here, dankie vir die boodskap van vandag, Here. Here Jesus, help ons om nie te probeer ons vyande terug te kry nie, Here. Help ons om nie vyande van die mens te maak nie, Here, maar dat ons eerder sal fokus om ons verhouding met U reg te kry, Here Jesus, voordat ons ander mense probeer oordeel, Here. Here, help ons om te besef dat U gaan eendag die judge wees. Ons hoef nie enigiets aan enigiemand te doen, Here, want U sal eendag oordeel en U sal eendag vra, hoekom het jy dit aan daai persoon gedoen? Here, help ons om nederig te wees. Here, help ons om vriendelik te wees. En Here, help vir ons dat ons meer vir ons vyande sal bid, Here. En dit tel vir my ook, Here, help vir my ook, want ek doen dit ook nie gereeld nie, Here. Die mense wie ek van hou, bid ek ook nie gereeld vir nie, Here. Wie ek nie van hou nie, bid ek ook nie gereeld vir nie, Here. En ek vra, Here, kom vergewe my. Ek sê jammer, Here, en kom vergewe my van dit, Here. Help vir elkeen van ons dat ons U wil sal doen. En dat ons nie teen die mens sal probeer gaan nie. Maar help ons, Here, sodat ons verhouding met U kan versterk, sodat ons sterk genoeg en volwasse genoeg geestelik kan wees, om die geestelike oorlog teen die duiwel en al sy demone, Satan, dat ons dit kan veg, Here Jesus. Versterk ons geestelik. Help ons om ook elke dag ons wapenrusting van U aan te trek, Here, sodat ons die geestelike oorlog kan veg. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Here, seën vir elke liewe een wat vandag hier geluister het. En help die boodskap aan daai persoon of persone, dat dit aan hulle gegee sal word, Here, dat hulle dit sal ontvang, en dat hulle vir U sal vra, wat U vir hulle wil sê deur hierdie boodskap, Here. Baie dankie, Jesus. Halleluja, Here, U is goed, Here. Daar's niemand so goed soos U nie, Here. Dankie, Jesus. Ek strek my hande uit, Here, my God, en ek sê vir U dankie vir alles, Here. Dankie, Here. U is goed. Dankie, Jesus. Halleluja. Prys U naam. Dankie, Jesus. Ek bid dit alles in die naam van die Here Jesus Christus, die Messias, ons God. Amen. Mag julle almal 'n geseënde dag verder hê, en ek wil weer eens vir julle baie dankie sê dat julle die episode geluister het, en baie dankie vir al die support wat ons sover het op die WhatsApp channel, en die Facebook account, die Threads account, en die bietjie wat daar uitgesaai word op die Instagram account. Baie dankie vir alles, ons waardeer dit baie. En onthou altyd om aan die brand vir Christus te wees, want wat help dat jy sê vir die wêreld, jy is lief vir God en jy volg hom, maar jou aksies wys dit nie, nee. Wees aan die brand vir Christus. Mag julle 'n geseënde dag verder hê, mag die Here julle seën, en dan sien ek julle volgende keer. Bye bye!